Hi, baie welkom by ons laaste les vir hierdie kwartaal aan u gebring deur SSL. Ons is by les 13. Kies dan vandag. Ons geheue teksvers vind ons in Josua 24 vers 15 wat lees: Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dis dan Josua 24 vers 15, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg wat ons het om hierdie lessies, hierdie kwartaal te kon saam bespreek, waar ons deur hierdie laaste lessie gaan. Help ons asseblief om die keuse te maak om U te volg. In Jesus se naam. Amen. Josua hoofstuk 24 vertel ons van Josua se laaste groot optrede as leier van Israel. Hy is oud, sy lewe loop einde se kant toe, en hy weet dit is tyd om die volk weer ernstig voor God te bring. Hierdie hoofstuk gaan nie oor 'n nuwe verbond nie, maar oor 'n hertoewyding aan die bestaande verbond. Met ander woorde, Israel het reeds 'n verbond met die Here gehad, maar nou word hulle geroep om weer bewustelik te kies om getrou te bly. Josua roep die hele volk bymekaar. Hy herinner hulle eers aan alles wat die Here vir hulle gedoen het, van Abraham af, deur Egipte, deur die woestyn en uiteindelik in die beloofde land. Die boodskap is duidelik. God was van die begin af getrou. Hierdie hertoewyding volg 'n bekende patroon uit die ou nabye ooste. Dit is soos 'n formele ooreenkoms tussen 'n groot koning en sy volk. Eerstens word die koning geïdentifiseer, en hier is dit die Here self. Tweedens word die geskiedenis vertel, hoe God hulle beskerm en gelei het. Dan kom die belangrike deel. Die volk word gevra om volledig lojaal aan hom te wees. Josua stel dit reguit. Kies vandag wie julle wil dien. Die volk kan nie 'n halfpad loop nie. Hulle moet die Here alleen dien, nie ander gode saam met hom nie. Daar is ook gevolge. Getrouheid bring seën, maar ontrouheid bring verlies aan God se beskerming. Die volk antwoord met 'n belofte dat hulle die Here sal dien. Getuies word genoem, en Josua laat die belofte neerskryf, sodat toekomstige geslagte dit kan onthou. 'n Baie belangrike punt in hierdie hoofstuk is dit: Israel het nie 'n menslike koning nodig nie. Die Here self is hulle koning. Hulle is 'n teokratiese nasie. God regeer direk oor hulle. Josua se laaste boodskap dan is eenvoudig maar kragtig. Bly getrou aan die Here, want hy is die een wat julle dra, beskerm en lei. As julle hom dien, sal julle veilig wees. En dieselfde waarheid geld vir ons vandag. God vra nie net dat ons hom een keer kies nie, maar elke dag. Sondag se opskrif is: Julle was daar. Josua 24 begin met 'n baie betekenisvolle toneel. Josua roep al die stamme van Israel bymekaar in Sichem. Nie net 'n paar leiers nie, maar oudstes, hoofdes, regters en opsieners. En die Bybel sê, hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. So dit wys ons, hierdie was nie net 'n vergadering nie, dit was 'n geestelike oomblik. En Sichem is nie sommer net enige plek nie. Dit is presies waar Abraham jare tevore 'n altaar gebou het, en waar God hom vir die eerste keer die belofte van Kanaan gegee het. Nou, jare later, staan Abraham se nageslag op hierdie selfde plek. Die belofte is vervul. Daarom is dit so gepas dat Israel hulle weer aan God wy, juist daar waar alles begin het. Josua se oproep aan die volk is baie duidelik. Verwyder dan nou die vreemde gode in julle midde. Dit klink amper presies soos Jakob se woorde aan sy familie lank tevore. Met ander woorde, God se volk kan nie God dien
en ander gode vashou nie. Die plek self, Sichem, versterk hierdie oproep. Dis asof die geskiedenis hardop praat en sê, kies vandag weer. Wanneer ons Josua 24 vers 2 tot 13 lees, sien ons iets baie belangrik. God is die hoofdoener in hierdie verhaal. Oor en oor sê die Here, ek het Abraham geneem, ek het hom gelei, ek het sy nageslag vermeerder, ek het Moses en Aaron gestuur, ek het julle uit Egipte bevry. Israel word nie beskryf as die helde van hierdie verhaal nie. Hulle is eerder die ontvangers van God se genade. As God nie ingegryp het nie, sou hulle steeds afgode aanbid het. Die feit dat Israel bestaan, is nie omdat hulle dit verdien het nie, maar omdat God genadig was. Selfs die land waarin hulle nou woon, is nie iets waarop hulle kan roem nie. Dit is juist die rede waarom hulle God met groot dankbaarheid behoort te dien. Alles wat hulle het, kom van hom af. Josua doen iets baie interessants in sy toespraak. Hy spring heen en weer tussen julle en julle voorvaders. En dit gebeur verskeie kere. En daarmee wys hy, God sien die volk as een geheel, oor geslagte heen. Al was baie van die mense nie fisies by die uittog uit Egipte nie, sê Josua in wese, julle was daar. Dit bevestig wat Moses reeds gesê het. Die verbond was nie net vir die vorige geslag nie, maar vir elke nuwe geslag. Elke geslag moet self kies om God te dien. Hulle kan nie leef op hulle ouers of grootouers se geloof nie. Die les vir ons vandag is duidelik. Die God wat in die verlede gewerk het, werk steeds vandag. Maar elke geslag, ook ons, moet die geloof persoonlik en gemeenskaplik maak. Dit bring ons by 'n belangrike vraag. Hoe bou ons 'n sterker gesamentlike verantwoordelikheidssin in die gemeente? Eerstens, deur te besef, my optrede raak ander. My keuses, my houding, my betrokkenheid of my gebrek daaraan beïnvloed die hele liggaam. Tweedens, deur mekaar te ondersteun, te bid vir mekaar en mekaar liefdevol aanspreeklik te hou. En derdens, deur te onthou, ons staan nie net individueel voor God nie, maar saam as 'n gemeente. Soos Israel by Sichem, staan ons ook vandag in God se teenwoordigheid. En die oproep bly dieselfde. Kies vandag om die Here alleen te dien. Maandag, met opregtheid en getrouheid. In Josua 24 vers 14 en 15 staan ons by een van die belangrikste oomblikke in Israel se geskiedenis. Josua roep die volk om 'n duidelike besluit te neem. Hulle kan nie langer tussen twee keuses hink nie. Dit is of volle trou aan die Here, of om saam met die ander nasies in afgoderry op te gaan en hulle identiteit te verloor. Josua se oproep is baie reguit. Vrees die Here en dien hom met opregtheid en getrouheid. Hier word dit duidelik. God soek nie halfhartige diens nie. Hy soek 'n onverdeelde hart. Wanneer die Bybel praat van om die Here te vrees, beteken dit nie dat ons bang vir God moet wees nie. Dit beteken eerder eerbied en ontzag. Dit is die besef dat God groot, heilig en almagtig is, en dat ons as mens klein en afhanklik is. Om God te vrees is om hom ernstig op te neem. Nie net as ons Vader nie, maar ook as ons koning. Hierdie innerlike houding lei altyd tot uiterlike optrede. As ek regtig ontzag vir God het, sal dit sigbaar wees in my lewe, in my keuses, in my woorde en in my gehoorsaamheid. Die vrees van die Here is dus nie net iets wat ons voel nie, maar iets wat ons uitleef. Josua gebruik twee baie belangrike woorde om hierdie diens te beskryf, met opregtheid en met getrouheid. Met opregtheid beteken letterlik sonder gebrek. In die Bybelse tyd
is dit gebruik om 'n offerdier te beskryf wat heel en onbeskonde is. Dit beteken dat God nie net 'n deel van ons wil hê nie. Hy vra ons hele hart, nie net die dele wat vir ons gemaklik is nie. En dan met getrouheid. Beteken om betroubaar en standvastig te wees. Dit beskryf iemand wat konsekwent is. Iemand op wie 'n mens kan staat maak. Hierdie woord word dikwels vir God self gebruik, want God is altyd getrou. Hy het dit oor en oor aan Israel bewys. Wat Joshua dus vra is eintlik baie diep. Wees teenoor God net so getrou, soos wat hy nog altyd teenoor julle was. Dit gaan nie bloot oor uiterlike gehoorsaamheid of reëls nakom nie, maar oor 'n regte gesindheid wat van binne afkom. Ware diens aan God word gebore uit dankbaarheid. As ons besef wat God alles vir ons gedoen het, kan ons nie anders as om hom lief te hê en trou aan hom te sweer en hom te dien nie. En dis presies dieselfde beginsel wat vandag nog vir ons geld as gelowiges in Jesus. Die belangrike vraag aan die einde van hierdie les is persoonlik. Wat beteken dit vir my om die Here met opregtheid en getrouheid te dien? In my daaglikse lewe, in my werk, my huis, my tyd, my aandag, wys dit dat God eerste is. Ons moet ook eerlik wees en vra, watter dinge trek my aandag weg van God af? Wat neem my tyd, my energie, my fokus so in beslag dat ek hom nie meer met my hele hart dien nie? Joshua se boodskap is vandag nog net so relevant. Kies bewustelik om die Here te dien, voluit, eerlik en getrou. Dinsdag, vry om te dien. Joshua wys in hierdie gedeelte vir ons iets baie belangriks oor ware leierskap. As 'n getroue leier respekteer hy die volk se vrye wil. Hy wil nie hê Israel moet die Here dien omdat hulle gedwing voel nie, maar omdat hulle self kies om dit te doen. Daarom gebruik Joshua doelbewus die woord kies. Die volk moes self besluit. Interessant genoeg is dit dieselfde woord wat elders in die Bybel gebruik word om te sê dat God Israel gekies het. Nou kom die keuse terug na die volk toe. Hulle kan God se keuse aanvaar of hulle kan dit verwerp. Israel was dus vry om nee vir God te sê. God dwing niemand om hom te dien nie. Maar so 'n keuse sou sinneloos wees, want sonder God sou hulle hul identiteit en bestaansreg verloor. Met ander woorde, hulle kon ja vir God sê en leef of hom verwerp en geestelik verdwyn. Die volk se reaksie is sterk en duidelik. Hulle sê, verre sy dit van ons dat ons die Here sal verlaat. Hulle erken dat God van hulle voorvaders nou ook hulle God is. Hulle praat van hom as die Here onse God. En dit is 'n persoonlike belydenis, nie net 'n tradisie nie. Mense verwag dat Joshua hulle sal prys en bemoedig. Maar dit gebeur nie. Skielik verander die toon. Joshua begin amper teen hulle te redeneer. Hy sê, julle sal nie die Here kan dien nie. En dit klink vreemd, maar dit is doelbewus. Joshua tree hier op soos 'n duiwelsadvokaat. Iemand wat opsetlik besware opper om te toets hoe ernstig 'n saak is. Hy doen dit omdat hy die volk ken. Hy onthou hoe die vorige geslag by Sinaï groot belofte gemaak het, maar kort daarna 'n goue kalf aanbid het. Joshua weet, woorde is maklik, getrouheid is minder maklik. Met hierdie benadering wil Joshua 3 belangrike dinge tuisbring. Eerstens, om God te dien is 'n saak van groot erns. Dit is nie 'n ligte besluit nie. Om ja vir God te sê, beteken dat jou hele lewe as individu en as volk gevorm word volgens God se wil. Gehoorsaamheid bring seëninge, maar ongehoorsaamheid
het ook gevolge. Vergifnis is nie iets waarop ons aanspraak kan maak nie. Dit is altyd 'n daad van genade. En dan tweedens, hierdie besluit moet hulle eie wees. Joshua kan dit nie vir hulle maak nie. Geen leier, predikant of ouderling kan namens iemand anders kies om God te dien nie. Elke mens moet dit self besluit. En dan derdens, die aanbidding van God gebeur nie deur menslike krag of blote reëlnakoming nie. Dit werk nie soos 'n masjien waar jy net die regte dinge doen en dan is alles reg nie. Ware diens aan God kom uit 'n lewende persoonlike verhouding met hom as jou redder. God vra nie net gehoorsaamheid nie. Hy vra 'n verhouding. Dit was waar vir Israel en dit is net so waar vir ons vandag. Joshua se boodskap herinner ons is vry om te kies, maar ons keuses het ewige betekenis. Ware diens aan God begin nie by dwang nie, maar by opregte ja wat uit die hart uitkom. Woensdag, die gevare van afgoderry. In Joshua 24 vers 22 tot 24 hoor ons hoe Joshua weer 'n ernstige beroep op die volk doen om van hulle afgode ontslae te raak. Die vraag is, hoekom herhaal hy dit? Die antwoord is eenvoudig maar ontstellend, omdat die gevaar van afgoderry baie werklik is. Afgoderry was nog altyd Israel se grootste struikelblok. Moses het reeds vroeër op die vlaktes van Moab dieselfde waarskuwing gegee. Joshua weet dus uit geskiedenis dat mooi beloftes alleen nie genoeg is nie. Sonder 'n werklike verandering van die hart val God se volk so maklik terug in ou gewoontes. Wat besonders opvallend is watter afgode Joshua hier aanspreek. Dit is nie die afgode van Egipte of ver lande nie. Dit is die afgode wat onder julle is, sê hy. Met ander woorde, die probleem wat binne die volk, nie buite nie, lê. Hierdie afgode het in hulle huise en in hulle harte 'n plek gehad. Daarom roep Joshua hulle op om hulle harte tot God te reinig. Hierdie woord beteken om jou hart doelbewus te draai, te buig of uit te trek in 'n sekere rigting. Die Bybel gebruik dieselfde woord wanneer mense bid dat God sy oor na hulle toe sal draai en na hulle sal luister. Dit wys vir ons, 'n verhouding met God verg 'n bewuste keuse van die hart. Die probleem is dat die menslike hart nie van self na God toe kan neig nie. Ons harte is geneig om weg te draai, soos dit ook met Salomo gebeur het, toe sy hart deur ander invloede weggestrek is. Daarom is dit nie genoeg om net te sê, ja, ek sal die Here dien nie. Ons moet elke dag opnuut kies om ons harte na hom toe te draai. Die volk se antwoord aan Joshua is betekenisvol. Sy stem sal ons gehoorsaam wees. Dit gaan nie hier oor koue wettiese reëls nie. Dit gaan oor 'n verhouding. Om na God se stem te luister beteken om in gesprek met hom te leef, om hom te vertrou, lief te hê en te gehoorsaam. God se bedoeling was nooit dat Israel se geloof 'n dooie stel reëls moes wees nie. Dit moes 'n lewende verhouding wees met 'n heilige, maar genadige God. Gehoorsaamheid was die vrug van daardie verhouding, nie die plaasvervanger daarvoor nie. Wat opvallend is dat die Bybel hier nie duidelik sê of die volk werklik al hulle afgode verwyder het nie. En hierdie stilte is betekenisvol. Dit laat die verhaal oop. Nie net vir Israel nie, maar vir ons as lesers vandag. Dit is asof Joshua se laaste beroep nou direk na ons toe kom. Sal jy werklik doen wat jy beloof? Die oproep om die Here te dien geld nie net vir daardie tyd nie, maar vir elke geslag. Die slotvraag is baie persoonlik. Hoe dikwels beloof ons die Here iets, maar dan vergeet ons daarvan?
En hoekom gebeur dit? Dalk wys dit nie net op ons swakheid nie, maar ook op God se groot genade, 'n genade wat ons steeds terugnooi, selfs wanneer ons val. Donderdag, end uit getrou. Die boek Joshua sluit af met 'n paar eenvoudige, maar baie diep woorde. Ons lees van die dood van Joshua, daarna van Eleazar, die hoëpriester, en selfs van die begrafnis van Josef se bene. Op die oog af lyk dit net soos 'n terugblik op mense se lewens wat tot 'n einde gekom het. Maar eintlik is dit ook 'n vooruitsig na die toekoms. Hierdie begrafnisse sê vir ons iets belangriks. Die swerftog is verby. Die volk hoef nie meer rond te trek met die oorblyfsels van hulle leiers nie. Hulle is nou gevestig in die land wat God beloof het. Anders as die patriarge wat hulle geliefdes in grotte moes begrawe, kan Israel nou hulle leiers op hulle eie erfgrond begrawe. En dit skep 'n gevoel van vastigheid en rus. Dit wys ook vir ons dat God se beloftes vervul is. Wat hy aan Abraham en aan die ander patriarge beloof het werklikheid geword. God se trou loop soos 'n goue draad deur Israel se verlede, hede en toekoms. Hy het nie verander nie, en hy sal nie verander nie. Maar hierdie slot kyk nie net terug nie, dit kyk ook vorentoe. 'n Groot hoofstuk in Israel se geskiedenis is nou klaar, en 'n nuwe tydperk begin. Met Joshua se dood verdwyn 'n sterk geestelike leier van die toneel. Nou is die groot vraag, wat gaan die volgende geslag doen? Sal hulle getrou bly aan die Here? Sal hulle die land verder in besit neem? Of sal hulle in afgoderry verval? Onder Joshua was daar 'n geslag wat die Here gedien het. Maar elke nuwe geslag moet self besluit of hulle op hierdie pad gaan bly. Hierdie waarheid geld nie net vir Israel nie, maar ook vir die kerk vandag. Elke geslag staan voor dieselfde uitdaging. Ons kan nie leef op die geloof van vorige leiers of vorige geslagte nie. Ons moet self kies om God te dien. Joshua word in hierdie hoofstuk uitgebeeld as iemand wat end uit getrou was. Soos Paulus later sê, hy het die goeie stryd gestry en die wedloop voltooi. Die geheim van Joshua se sukses was nie dat hy foutloos was nie, maar dat hy vas aan God gehou het en hom vertrou het. Die laaste vraag van hierdie les is baie persoonlik. Watter besluite moet ek vandag neem om ook eendag my geloofswedloop met sekerheid te kan voltooi? Wat moet ek nou doen om môre nog getrou te wees? Die boek Joshua eindig, maar die oproep bly. Bly getrou tot die einde. Elke geslag skryf sy eie hoofstuk, en so ook ons. En dit bring ons dan by Vrydag, vrae vir bespreking. En vir Vrydag kyk ons na 4 vrae. Die eerste vraag haal Joshua 24 vers 19 aan wat sê, hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God. Wat beteken dit? In watter opsig is die Here 'n jaloerse God? Wanneer ons die woord jaloers hoor, dink ons dikwels aan iets negatiefs, onsekerheid of selfsug. Maar God se jaloesie is nie soos menslike jaloesie nie. Dit is heilig. En dit beteken dat hy is afgesonder, uniek en sonder sonde. Daarom kan hy nie deel wees van 'n gemengde loyaliteit nie. God is jaloers omdat hy 'n verbondsverhouding met sy volk het. Soos in 'n huwelik, ware liefde verdra nie ontrouheid nie. Wanneer God sê hy is jaloers, sê hy eintlik, ek wil jou hele hart hê, want ek het my hele hart aan jou gegee. God weet ook dat afgoderry ons vernietig. So, sy jaloesie is dus nie net vir homself nie, maar vir ons beswil.
Hy beskerm sy verhouding met ons, omdat hy weet, enigiets anders sal ons skade aandoen. En dan vraag 2. Hoe hou ons liefde vir God verband met die vryheid wat hy ons gee om te kies? Kan ware liefde bestaan sonder vryheid? Kan dwangliefde voortbring? Ware liefde kan nooit afgedwing word nie. As iemand jou dwing om te sê, ek het jou lief, beteken dit niks. Liefde moet vrylik gekies word. Anders is dit net gehoorsaamheid sonder 'n hart. God gee ons vryheid omdat hy liefde soek, nie robots nie. Dit is presies hoekom Josua vir die volk sê, kies vandag wie julle wil dien. God laat selfs toe dat mense hom kan verwerp, want sonder daardie moontlikheid is liefde nie eg nie. Dus, vryheid is die grondslag van liefde. En wanneer ons God kies, doen ons dit nie omdat ons moet nie, maar omdat ons hom wil lief hê. En dan vraag 3. Wat is praktiese maniere waarop hedendaagse kerkleiers die leiersels aan die volgende geslag kan oorgee? Wel, een van die grootste gevare in die kerk is wanneer leiers alles self wil doen. Josua se lewe wys vir ons, 'n ware leier berei ander voor om voort te gaan. So prakties beteken dit om jong mense by besluite te betrek, nie net by take nie. Om geleenthede te skep waar jong lede kan lei, selfs al maak hulle foute. Om kennis, wysheid en ervaring openliks te deel, en nie te beskerm nie, nie vir jouself te hou nie. En om jonger gelowiges te mentor, nie net te kritiseer nie. Want 'n gesonde kerk dink altyd een geslag vorentoe. En dan vraag 4. Watter slotopmerking wil jy hê moet mense eendag oor jou lewe maak? As mense nou by jou begrafnis moet praat, wat is die slotopmerking wat jy wil hê die mense moet maak? Van Josua word gesê dat die volk die Here gedien het, solank hy geleef het. Dit is 'n kragtige nalatenskap. Nie dat hy ryk was of beroemd nie, maar dat sy lewe ander gehelp het om getrou aan God te bly. Dit bring die vraag baie naby aan ons. Wat sal mense oor my sê? Dat ek getrou was? Dat ek ander nader aan God gebring het? Dat my geloof sigbaar was in my lewe? Ons einde beheer nie, maar ons kan vandag se keuses beheer. En daardie keuses bou reeds nou aan die slotopmerking van ons lewens. Die boek Josua vra eintlik nie net wat Israel gekies het nie. Die boek Josua vra uiteindelik nie net wat Israel gekies het nie, maar wat ons kies, wie ons dien, hoe ons leef en watter spoor laat ons agter. Soos Josua word ons geroep om einduit getrou te wees. Maak jy ook die keuse vandag. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons bid. Dankie onse Vader vir die groot voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te kon bespreek. Dankie Here vir 'n kwartaal waarin ons 'n kykie kon hê oor wat geloof beteken. Here, seën ons asseblief terwyl ons poog om hierdie lesse ook uit te leef in ons lewens. Gee U ons asseblief die vermoë in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Tot volgende kwartaal. God se ryke seën.